Môre julle almal, dis 'n nuwe oggend, dis 'n nuwe dag met baie nuwe moontlikhede en natuurlik 'n oggend wat die Here ons weer kom wakker maak met sy teenwoordigheid. Dis lekker om weer vanmôre saam met julle te kuier, ietsie uit God se woord met julle te deel en mag jy hierdie dag in sy liefde gaan leef. Paulus skryf hierdie waarwoord in Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou in dieselfde hoofstuk skryf Paulus in vers 37, ons is meer as oorwinnaars. En weet julle, dis dalk 'n baie mooi verse hierdie, maar is baie treffend as ek en jy vanmôre die perspektief anders moet verstaan, want ek dink ons as kinders van die Here leef nog net te gemaklik in Suid-Afrika. Daar is vanmôre mense in ons land wat nie kos het nie. Daar's mense wat deur die nag onder 'n brug moes slaap. Daar's mense wat geen onderwys het nie. Daar's mense wat in baie erge armoede in plakkerskampe bly, waar die spiraal van uitsigloosheid en hopeloosheid van pa tot ma en dan weer na kinders oorgedra word. En so duur dit ook maar van die een geslag na die ander. En weet julle, dan kom Paulus en natuurlik die Here Jesus ook. En dan roep hulle gelowiges op om God te verheerlik. En dan wonder ek so by myself, waar kom hierdie twee somme by mekaar uit? Om God te verheerlik beteken mos nie dat dit 'n persoonlike ding is nie. Dit beteken mos nie ek moet net my oorwinning kry of my verlossing vind en dan is ek okay nie. Weet julle, iewers kry ons groot skade in ons geloofshoop en ons geloofsvertroue, omdat ons hierdie perspektief so baie keer as kinders van die Here verloor. Dan wonder ek soms by myself, waar is die kerk? Hoekom hoor ons so min van hierdie ongelooflike groot geloofsperspektief met vaste Bybelse fondamente? Of poets ons mekaar maar net blink, sê ons maar net vir mekaar, ag jy is okay en ek is okay en dan is ons okay. En weet julle, ons gee almal soms die skuld vir iemand anders en dan val die kerk in Suid-Afrika grootliks om hierdie lig van die evangelie te gaan dra en om sout van die aarde te wees en God te verheerlik. Dis hierdie perspektief dat ek en jy, as ons meer as oorwinnaars is en daar geen veroordeling vir ons is nie, dat ek en jy die draers van hierdie ongelooflike nuus is. Dat ek en jy die beste en die grootste nuus van almal gehoor en gekry het, maar ons hou dit net vir onsself. Nou ek weet Paulus praat vanmôre baie reguit met ons. As Paulus dan op jou tone kom trap en hy maak jou ongemaklik, dan moet jy dit by die Here gaan uitsorteer. Die Christene in Rome, aan wie hierdie brief geskryf is, het dit baie slegter afgehad as ons. Maar hulle het nie op 'n hoop gaan sit en daaroor gaan kerm en gaan kla nie. Inteendeel, hulle het vir God verheerlik oor hulle swaar kry. Nie as ontvlugtinge van hulle werklikhede nie, maar juis om in daai werklikheid vir God te gaan verheerlik. Meer as oorwinnaars, juis in die aangesig van selfs doodsdreigende situasies, soos wat die Christene, die kinders van die Here dit beleef het in Rome. Ek dink dit is wat dit beteken om meer as oorwinnaars te wees. Nie dat ek en jy net verlos is en nou is die veroordeling vir ons verby nie, maar meer as oorwinnaars beteken, Christus het hierdie doodse wêreld oorwin. Hoekom lewe daar nog so baie mense in daai doodsheid? Dis dalk omdat ek en jy swyg. Dis dalk omdat ek en jy as kerk niks daaraan doen nie. Mag ek en jy die oorwinning leef en mag ek en jy die oorwinning laat leef. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Hemelvader, ons weet dat niks ons van daai liefde kan skei nie. Die liefde wat ons het in Jesus Christus. O Here, kom help ons vandag om ons oë en ons hande oop te hou, sodat ons die goeie nuus, die takkie daarvan vir iemand anders kan afbreek, sodat hulle dit ook kan kry. Ek vra en bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.
Baie dankie julle almal. Hoop julle het 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder. Môre gaan ons voort. Totsiens.